Kom ons maak ons Bybels oop by Jeremia hoofstuk 18. Jeremia hoofstuk 18, ons gaan nou lees vanaf vers 1. U was altyd daar. Pragtige woorde wat ons nou gesing het. Of ek het nou weet of nie weet nie, die Here sê ek was nog altyd daar vir jou. En iets hiervan gaan ons ook in die teks ook saam met mekaar lees. Salome het reeds gebid dat die Here vir ons die woord sal oopmaak, so dankie Salome, so ons gaan saam lees. Baie dankie aan die musiekgroep ook, dat julle vir ons voorgegaan het en so voor die troon gebring het vandag. Baie dankie. Maar kom ons lees saam, Jeremia 18, vanaf vers 1. Dit is die woord wat van die Here tot Jeremia gekom het. Maak gereed, en gaan af na die pottebakker se huis. Daar sal ek jou my woorde laat hoor. Ek het toe afgegaan na die pottebakker se huis. Hy was juist besig om iets op die pottebakkerswiel te maak. Maar die houer, wat hy besig was om van klei te maak, het onder die hand van die pottebakker misluk. Hy het toe 'n ander houer gemaak, soos die pottebakker het goed gedink het om te maak. Toe die woord van die Here tot my gekom. Is ek nie in staat om soos hierdie pottebakker met julle te maak nie, huis van Israel? Is die uitspraak van die Here, kyk, soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand, huis van Israel. God is die pottebakker, ons is die klei, huis van Israel. Een keer dreig ek om 'n nasie en 'n koninkryk uit te ruk, af te breek en te gronde te laat gaan. Maar as daardie nasie teen wie ek die bedreiging uitgespreek het om bekeer van sy boosheid, sal ek jammer wees oor die onheil wat ek beplan het om hom aan te doen. Nou, ander kere sê ek oor 'n nasie en 'n koninkryk dat ek dit sal bou en plant. Dis nie twee antiteses. Maar as hy doen wat verkeerd is, nou die negatief, as hy doen wat verkeerd is in my oë, deur nie te luister na my stem nie, sal ek jammer wees oor die goeie wat ek gedink het om aan hom te doen. Sê dan nou tog vir die manne van Juda en die inwoners van Jerusalem, so sê die Here, kyk, want hulle is ongehoorsaam, hy sê, kyk, ek maak onheil gereed vir julle, en beraam planne teen julle, draai tog terug, elkeen van sy verkeerde pad, en laat julle doen en laat dit goed wees. Maar hulle sal sê, te vergeefs, want ons eie planne wil ons volg, en elkeen van ons wil, volgens die verstoktheid van sy eie bose hart optree. Wat doen wat ek wil, soos ek wil, wanneer ek wil. Ons lees tot sover die gedeelte. Ons tema is in die hand van die pottebakker. In die hand van die pottebakker. Nou, die potte was 'n baie belangrike middel in die Bybelse wêreld. Sonder potte kon hulle nie veel doen nie, en dis maar meestal kleipotte gewees. So hulle het hulle kos in die potte gehou, hulle het hulle water in houers gehou, wat potte was. Julle sal as die volgende gedeelte lees, daar gaan jy lees van 'n kruik. So net so 3 weke terugvat het ons uit Jeremia 17 by stilgestaan. So vandag Jeremia 18. So kleipotte was geweldig belangrik in die Bybelse tyd. Want dit was hulle houers. Hulle het nie plastiese bottels gehad wat ons vandag het nie. Of die goeie ou 70, 80 jaar in die Tupperware parties nie. Niks daarvan nie. Hulle het gewone kleipotte wat hulle gehad het. Iets wat amper so iets gelyk het, is nie heeltemal so nie, maar dit gee ons net 'n goeie idee waarvan ons praat. Maar hierdie klei moes op 'n manier bymekaar gemaak word. Nou hulle het klei versamel deur in die riviere in te gaan en daar klei uit te grawe uit die riviere uit, of as daar morasse is, daar het hulle die klei versamel. Maar dan was hierdie klei wat hulle gekry het, was 'n klomp onsuiverhede bevat. So die pottebakker moes eers hierdie klei vat, en hy moes die klippietjies uithaal, en eintlik dit wat onsuiver is, begin uithaal, voordat hy eintlik nog 'n pot kan begin maak. As ek so dink aan Galasiërs 5, hoe die Here eintlik met elkeen van ons ook werk. Galasiërs 5 praat van die praktyke van die sondige natuur. En dan sê hy, ja, woede, naaiwer, haat, as ons hele lang lys daar, voor hy by die vrug van die Gees kom.
As die Here vir ons, as hy die vrug van die Gees vir ons gee, begin hy hierdie goedjies uithaal, maar ek moet toelaat dat die Here dit uithaal. Uit my lewe uit. Sodat ek die vrug van die Gees kan gaan leef, vreugde, liefde, vrede, goedhartigheid, nederigheid, julle ken die lysie van die vrug van die Gees. So die pottebakker is eers besig om onsuiverhede uit te haal, en dan begin hy eintlik om hierdie kleipotte te begin maak. Kom ons noem dit 'n draaiskyf waarop hy dit dan sit. Dis eintlik maar net twee klippe wat teen mekaar so gedraai het. So dit was iets wat baie vinnig gebeur het. Nie as hulle 'n pot gemaak het, was dit 'n stadige proses. Jy moet baie genade nodig hê as jy 'n pot begin maak het in die Bybelse tyd. Dis soos vandag wie jy sommer net jou knoop druk en dan draai die wiel vinnig nie. Dit was 'n stadige proses. So jy moes geduldig gewees het daarin. Maar wat belangrik is, as die pottebakker die klei maak, en dis belangrik, bly sy hande op die klei. Ek sê gou weer, as die pottebakker besig is om die klei te maak, dan bly sy hande op die klei. Vers 4 is nogal 'n moeilike ding om te verstaan. Ek dink as ons die teks lees, dan vra ons mos, hier is nou eintlik 'n wiel, maar dis nie heeltemal soos wat in die Bybelse tyd geleer het. Ek nou so binne verduidelik het, maar twee klippe was wat eintlik wat weerskante toe gedraai het. Jeremia 18 vers 4. Weet, as ons die teks lees, moet ons 'n klomp vrae vir die teks vra. Hoor wat sê vers 4. Maar die houer wat hy besig was, dis die pottebakker, was om van die klei te maak, het onder die hand van die pottebakker misluk. Die houer wat hy besig was om van klei te maak, het onder die hand van die pottebakker misluk. Nou wat beteken dit? Sê dit iets van die pottebakker? Sê dit iets van die klei? Kon die pottebakker, wat ons sê die Here is nie, dit maak wat hy wil maak nie? Lê daar dan, is die vraag, lê dit by die pottebakker, lê dit by die klei? Gelukkig help die Hebreërs help ons nogal hierin. Die Hebreërs sê vir ons, eintlik as jy praat van die misluk, het dit te doen met die klei. So die pottebakker wou maak wat hy wil, maar die klei het eintlik sy eie wil. Die klei vorm nie dit wat die pottebakker wil hê hy moet vorm nie. Hy is breekbaar. Dis eintlik wat die hele teks sê verder van Jeremia 18. Die mense het hulle eie kop gevolg. Israel wou nie luister wat die Here sê. Die Here sê bekeer julle en sê nee, wat ons maak te vergeefs, ons maak wat ons wil. Soos ons wil, wanneer ons wil, hoe ons wil. So eintlik kom sê hier vir ons, eintlik die klei maak dat die pottebakker nie kan doen wat hy wil doen nie, want die Here gee vir ons vrye keuses. Ek gee vir ons dit vrye keuses. Ons word nie in 'n blik gedruk om seker goeders te doen nie. Die Here is 'n Heer, hoofletter Heer, gentleman. Die Here sê ek en jy het keuses. Ons kan maak en besluit oor die toekoms hoe ons dit wil doen. Die Here gee dit vir ons. En soms skop ons vas teen dit wat die Here wil hê ons moet doen. Soms wil ons nie doen wat die Here van ons verwag nie. Soms sê ons die Here eerder my wil as u wil. Sukkel ons met woorde sê laat u wil geskied in my lewe, want ek stry met goed en ek stry met goed. En soms so met die Here ook. Maar dan is hier iets besonders wat gebeur. Net die volgende deel van vers 4. Hy het toe 'n ander houer gemaak soos die pottebakker, soos die pottebakker dit goed gedink het om te maak. Die Here gooi, as ek en jy partykeer 'n tantrum gooi die Here nie die klei weg nie. As ons misluk, as ons nie doen wat die Here van ons sê om te doen nie, as ons foute maak, as ons iets doen teen die wil van die Here, gooi die Here ons nie weg nie. Die Here sê hy gebruik nog steeds daardie klei om weer te vorm. Wat 'n wonderlike wete dat God se genade vir jou en vir my groot is. Ons almal maak foute. Ons almal maak verkeerde keuses in die lewe. Miskien jy goed gedoen het, jy gedink die Here sal my lewe nooit vergewe nie. Die Here sê, ek hou nie op met jou nie. Ek gooi jou nie weg nie.
Al het jy aanvanklik nie gevorm soos wat ek wil hê jy moet vorm nie, ek vorm jou nog steeds. Jy bly in my hand. Ek het gesê, dit verlaat nie die hand van die pottebakker. God se hand bly nog steeds op ons. Ons het daai lied gesing. Soms weet ek nie eens dat die Here daar is nie. Maar die Here sê, ek los jou nooit alleen nie. Wat 'n wonderlike versekering vir jou en vir my, vandag. Met waarmee jy stoei, waarmee jy worstel, of dit jou gesondheid is, of dit verlies is. Die Here sê, my hand is altyd, maar altyd op jou. Daar is nie 'n moment dat my hand nie op jou is nie. En dan herskep God weer. 'n aanhouer. Maar soos die pottebakker het wil. Iewers moet ons by 'n punt kom wat ons sê, Here, let go, let God. Here, vorm my soos U wil. Ons het die lied gesing vandag. U is die pottebakker, ek is die klei. Vorm my en maak my soos U wil. Miskien vra jy ook dieselfde vraag as wat ek gevra het toe ek met teks besig gesê, maar hoe vorm die Here my? Nou goed en wel om te sê, die pottebakker en is klei in die hand van die pottebakker, maar hoe vorm die Here my? Wat gaan vir ons 'n bietjie meer help? As ons weet hoe vorm die Here ons. En die Here sê vir ons, hy vorm ons deur sy woord. Die woord van die Here. Dis die woord van die Here, die lig van die Here. Ons lees wat die Here vir ons sê in sy woord. En deur die woord te lees, vorm die Here vir jou en vir my. Skuif die Here vir jou en vir my van wat ek dink en my perspektief. Skuif die Here vir my wat ek is besig met die wil van die Here, die woord van die Here is hier. U wil en nie my wil nie. En so bring die woord van die Here, bring dit vorm vir ons. En ek sien dit baie. Ek het die voorreg om saam met mense pad te stap waar daar dood is in families. Ons het 2 van die gesinne vandag hier. 2 begrafnisse volgende week en dan April maand weer. Ons het maandag wat verby is gedenkdiens gehad. Maar hoe dat families vir jou getuig, dat jy vir 'n stuk uit die woord uit lees, dat die Here besig is om hulle te vorm, dat die Here vir hulle troos bring, dat die Here vir hulle sê, ek is ook in jou seer by jou, ek los jou nie vir oomblik alleen nie, dat die woord van die Here self, die woord troos bring. As mense in hospitaal is, jy lees vir hulle Psalm 121, waar die Here sê, hy gaan nie onder narkose nie, want as jy mos vir 'n operasie gaan, dan is daar 'n bietjie beheer wat jy moet laat gaan, want daar's 'n tyd waar jy nie eintlik by jou sinne is nie, want jy is onder narkose. Dan sê die Here, ek sluimer nie in nie en ek slaap nie. Ek sê beskerm, waar jy ook gaan, sê jy beskerm. 6 keer staan die woord beskerm, Psalm 121. En as ek daai teks lees, dan kan jy die rustigheid sien in mense se oë, en hulle getuig self daarvan. Die Here, ek is die Here se hande, die Here dra vir my hierin. En dan het my juist in die week gesê, sonder die Here kan ek nie deur hierdie verlies gaan van 'n seun nie, wat oorlede is nie. Dis net die Here. Die Here in sy woord wat vir my vorm, in hierdie moeilike tye, wat vir my swaar is. Die Here werk deur sy Heilige Gees, hy vorm ons deur sy Gees. Ons het nou gepraat van Galasiërs 5. Hy vorm ons, sodat ons daai vreugde, vrede, liefde, geduld, al meer en meer, God meer en meer word in my lewe, en ek minder. Maar ek moet toelaat dat die Here dit doen. So nou gesê, hoekom het hy misluk is as gevolg van die klei, wat homself eintlik verhard het, wil ek amper sê. Ek moet toelaat, Here, gebruik my. Ek praat so 2 weke terug met iemand wat net sê, wat 'n moeilike dag gehad het, en deur moeilike omstandighede gaan, en sy sê, sy het op die koffiewinkel gesit, en 'n wildvreemde mens, wildvreemd, sy ken die persoon van geen kant af nie, het net daartoe gestap, en die hand op haar skouer geset, en sê, die Heilige Gees sê vir my, ek wil vir jou sê, jy sal okay wees. Jy sal okay wees. Sy sê, want sy stoei met goed, waarvan niemand weet nie. Sy worstel. Maar daai versekering dat die Heilige Gees vir my kom sê, jy gaan okay wees. Dit is vir haar geweldig baie. Dit vorm vir haar situasie waar sy nou is. Here gebruik ons omstandighede.
Miskien is jy op 'n plek waar jy sukkel dat die pottebakker jou vorm. Miskien is dit jou gesondheid. 'n Diagnose wat jy gekry het wat jy nie wil hê nie. 'n Diagnose wat vir jou bitter swaar is om te verwerk in jou kop. Of 'n familielid naby jou. En dis asof hierdie vormproses vir jou sleg is. Onthou, daar's nog 'n volgende deel, na die vorm word dit eintlik in 'n oond gesit, waar dit gebak moet word. Louter proses, as jy Jakobus gaan lees. En jy stoei met die Here daaroor. Ek weet nie wat dit is nie. Ek weet nie waarmee jy worstel nie, ek weet nie waarmee jy stoei nie. Miskien stoei jy al jare daarmee, is dit 'n worstelstryd vir jou, dag in, dag uit, dag in, dag uit. Ek weet nie wat die Here vir jou sê nie, miskien sê die Here vir jou, ek weet nie, miskien sê die Here vir jou, let go. Laat dit gaan. Let God. Vertrou my. Ek los jou nooit alleen nie. Ek stap daardie pad ook saam met jou, ook in die moeilike pad wat jy stap. God vorm ons selfs deur ons omstandighede. God vorm ons deur gelowiges wat vir ons kom bemoedig. God vorm ons deur gelowiges wat miskien by wie hy miskien raad wil hê. God bemoedig ons deur gelowige dokters wat saam met ons op pad stap. God gebruik gelowiges. En laaste ding wat ek sê, God gebruik gebed. En as ek praat van gebed, dan bedoel ek nie net dit ook, nie net dit wat jy vroegoggend bid, Here gaan saam met my hierdie dag. As ek praat van gebed, dan praat ek van deur die dag. Want ons praat ons met die Here dwars deur die dag. Dit is nie net 'n sekere moment wat ek met die Here praat, ek praat aan mekaar met die Here. Ek het 'n kommentaar gelees oor die gedeelte en hy sê, een van die ouens het nogal mooi gesê, hy sê eintlik is gebed eintlik daai lewende verhouding met die Here is amper soos die water. As 'n pottebakker besig is om iets te maak, het hy altyd water by hom. Gooi die water om en dan vorm dit baie makliker en baie beter. En hy skryf hieroor, hy sê eintlik is gebed amper soos hierdie water wat saam is, sodat jy net al meer gevorm en makliker gevorm kan word deur die Here, want jy praat voortdurend met die Here. Jy praat voortdurend met die Here. Here, wat is u wil vir my? Nie my wil nie, maar wat is u wil vir my? Ek wil net binne u wil bly, Here. En voortdurend met die Here praat. Dit is 'n verhouding met die Here. So vorm die Here vir ons. Miskien is dit die boodskap wat die Here vir jou gee. Ek weet nie vir wie hy dit sê nie. Want dis as die Here dit op my hart gelê het vir die dag, is hierdie woorde, let go, let God. Let go, let God. Hou op stoei, hou op beklei. Vertrou die Here. Here, my situasie is enorm sleg vir my. Here, ek het nie die woordeskat om te sê wat my situasie is nie. Here, ek het nie die te sê hoe ek voel nie. Maar ek wil net sê, ek is in u hande. Vorm my en maak my soos u wil. Ek sluit af. Ek sit sommer hierdie 3 gelyktydig sommer hier op, om net saam te vat. Gee jou lewe in God se hande. Vertrou die Here. Die Here weet wat hy wil doen ook in jou lewe. En wees vormbaar, dat die Here vir jou vorm, om net te sê, Here, hier is ek. Ek is amper soos 'n stuk klei, maar druk dit en vorm my en maak die pot soos wat u wil hê ek moet wees. Sodat ek bruikbaar kan wees vir u, Here. Vir nie net medegelowiges, maar vir die wêreld daar buite. En as jy al foute gemaak het, en as almal baie foute gemaak, en as jy goed verkeerde dinge gesê het, kyk, dis hoe die Heilige Gees ook werk, hy kla jou aan as jy verkeerde goed gesê het, en dat jy later sê, hoekom kan nie glo ek het dit gesê nie, en vandag slaap jy miskien nie omdat jy dit gesê het nie, maar soos die Heilige Gees besig om jou te vorm, so eintlik is die God besig met 'n vormingsproses in jou, so al maak jy foute, God herskep jou weer, God los jou nie vir 'n oomblik alleen nie, want dis die derde punt, God se genade is daar vir jou. Ons het vir mekaar gesê, was 'n ander woord vir genade, is 'n geskenk. Ek en jy kan dit nie verdien nie. Dis omdat ons so oulik is, omdat ons so goed is, omdat ons so wonderlik is nie. Dit gaan oor wie God is in jou lewe. God sê, my genade is vir jou meer as genoeg.
hou in my vas. Here, laat U wil meer wees. Dat ek my wil laat gaan. U pottebakker, ek die klei. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir U woord wat met elkeen van ons kom praat. En Here, U vorm ons elkeen op verskillende maniere. Niemand van ons is dieselfde nie. Elke mens is anderster. Miskien worstel ons, miskien stoei ons met 'n klomp dinge. Maar Here, ons wil kom sê, vorm my en maak my soos U wil. Selfs in die seer, selfs in die pyn, selfs in die onsekerheid wat ek het. Wil ek vandag kom sê, as 'n geloofsbelydenis, Here, ek hou aan U vas. Want U is die pottebakker. U weet die beste vir my. Help my daarmee, Here. Amen.